Vaskulêre siekte, dit klink dalk na 'n baie kliniese term, maar dis eintlik 'n storie. En dis 'n storie met twee ongelooflike verskillende kante. Aan die een kant is daar hierdie massiewe globale tense wat miljoene mense raak. Maar aan die ander kant is dit diep, diep persoonlik. Dit kom neer op iets so eenvoudig soos jou poskode wat jou gesondheid kan bepaal. Goed, hier's die kern van die saak. Vaskulêre siekte is oral, 'n wêreldwye bedreiging. Maar, en dis 'n groot maar, jou kans om dit te kry word glad nie regverdig uitgedeel nie. Jou agtergrond waar jy in die wêreld bly, dit verander jou risiko dramaties. En ons praat nie hier van jou gene nie, nee, ons praat van jou omstandighede. So, wat dryf hierdie wêreldwye krisis? Wel, daar is twee reuse faktore wat die vlamme aanblaas. Kom ons begin met die eerste een. Nommer 1, tabak. Dink net vir 'n oomblik aan die skaal hiervan. Meer as 1 miljard mense op hierdie planeet rook. Dis 'n byna ondinkbare getal. En die gevolg, byna 10% van alle sterftes weens hart- en bloedvatsiektes kan direk na rook teruggevoer word. Die impak is net enorm. En die tweede groot drywer, diabetes. Dis 'n epidemie wat saam met tabak die probleem aanvuur. En die syfers hier is net so skokkend. Die voorspelling is dat ons teen 2040 na meer as 640 miljoen volwassenes met diabetes kyk. Dis meer as dubbel wat dit in 2015 was. En hierdie toename is veral skerp in ontwikkelende lande. Goed, so ons het hierdie twee globale reuse, tabak en diabetes. Maar hier is waar die storie regtig gedraai gooi. Die las van hierdie siektes, dit word glad nie gelyk op oor die wêreld verdeel nie. Daar is 'n massiewe gaping tussen ryk en arm lande. En niks illustreer hierdie gaping beter as beroertesyfers nie. Kyk gou hierna. Tussen 1990 en 2010 het beroertes in ryk lande met 12% afgeneem. Goeie nuus, reg? Maar in lae- en middelinkomste lande, in presies dieselfde tydperk, het dit met 12% toegeneem. Dis 'n perfekte en tragiese spieelbeeld van ongelykheid. En dis nie net beroerte nie hoor. Ons sien presies dieselfde storie met periferie arteriële siekte of PAS. Dink daaraan, 2/3 van die 200 miljoen mense wat wêreldwyd hieraan ly, woon in armer lande. En wat beteken dit in die praktyk? Beperkte toegang tot sorg, wat weer kan lei tot die ergste moontlike uitkoms, soos amputasies. So, ons het nou die groot globale prentjie gesien. Kom ons zoom nou in. Kom ons kyk na 'n gevalle studie, 'n land waar al hierdie tendense en ongelykhede onder 'n vergrootglas geplaas word. Ons gaan kyk na die Verenigde State. Voordat ons by die gesondheidsdata kom, moet ons eers die landskap verstaan. Jy sien, Amerika se bevolking is besig om drasties te verander. Teen 2050 sal dit 'n baie meer diverse land wees. Die wit bevolking sal van 'n groot meerderheid tot minder as die helfte krimp, terwyl die Hispaanse bevolking byvoorbeeld byna sal verdubbel. Hoekom is dit belangrik? Want hierdie veranderinge vorm die agtergrond waarteen die hele gesondheidsverhaal afspeel. Nou, hier's 'n absoluut kritiese punt uit die navorsing. Dis maklik om te dink hierdie verskille tussen groepe is geneties, maar dis net nie die geval nie. Die navorsers is baie duidelik, die grootste invloed kom van wat hulle psigososiale faktore noem. Met ander woorde, jou omgewing, jou toegang tot sorg, die sosiale en ekonomiese stres waaronder jy leef, dit is wat die grootste verskil maak. So kom ons kyk na die harde data. Wat wys die syfers nou eintlik oor siekte en oor die sorg wat mense kry? Want dis hier waar ons sien hoe daardie ongelyke las in die regte lewe lyk. Eerste voorbeeld, diabetes. Die syfers is onmiskenbaar. Die voorkoms onder swart en Hispaanse Amerikaners is aansienlik hoër as onder wit Amerikaners. En onthou, diabetes is 'n sleutel risikofaktor vir vaskulêre siekte. Die fondasie vir ongelykheid word reeds hier gelê. Volgende, hoë bloeddruk, weer eens 'n reuse verskil. Meer as die helfte, 57% van nie-Hispaanse swart volwassenes ly aan hipertensie. Dis merkbaar hoër as vir enige ander groep. En dan is daar rook. Hier is die patroon 'n bietjie anders, met die hoogste syfers onder die Amerikaanse Indiër en Alaska inboorling bevolkings. So as jy hierdie 3 groot risikofaktore bymekaar sit, is die prentjie duidelik. Die risiko is glad nie gelykop versprei nie. Maar dis nie die risikofaktore. Wat gebeur wanneer iemand wel siek word?
Dit is miskien die mees onthulwende deel. Dit gaan nie net oor die risiko nie, dit gaan oor die sorg wat jy ontvang of nie ontvang nie. Kyk hierna. Swart en Hispaanse pasiënte kry minder dikwels prosedures wat amputasies kan voorkom. Hulle kry minder dikwels die regte medikasie. Hulle word minder gereeld in topsentrums vir beroertesorg opgeneem. Die ongelykheid sit nie net in mense se lewenstyl nie. Dit sit diep binne in die gesondheidstelsel self. OK, dis 'n redelike donker prentjie, ek weet. Maar dis nie die einde van die storie nie. Die vraag is nou, wat doen ons daaraan? Gelukkig is daar oplossings. Kom ons kyk na maniere om hierdie gapings te probeer toemaak. Kyk, jy kan nie so 'n komplekse probleem met 'n klein pleistertjie regmaak nie. Jy het 'n strategie op 3 vlakke nodig. Heel bo, op stelselvlak, moet die beleid verander om seker te maak almal het toegang. Dan, op die vlak van die dokters en hospitale, moet daar gewerk word aan vooroordeel en seker gemaak word dat almal die beste moontlike behandeling kry. En laastens, op die grondvlak, by die pasiënt, moet ons mense bemagtig met die regte inligting. Kom ons van daardie eerste vlak, die stelsel. 'n Perfekte voorbeeld is tabakbeheer. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n klomp strategieë wat bewys is om te werk. Maak sigarette duurder met belasting, verbied advertensies, maak openbare plekke rookvry. Dis groot, dapper beleidsveranderinge. En die punt is, dit werk. En as jy wil sien hoe kragtig so 'n stelselverandering kan wees, kyk net na wat in die Amerikaanse staat Massachusetts gebeur het. Hulle het 'n massiewe stap geneem en gesondheidsversekering uitgebrei sodat byna almal gedek is. En die resultaat? Wel, daardie skokkende verskille in amputasiekoerse tussen verskillende groepe het basies net verdwyn. Weg. Dit wys jou, as jy die toegang tot sorg regmaak, kan jy hierdie ongelykhede direk aanpak. So, dit alles bring ons by een groot laaste vraag. Ons sê altyd gesondheid is 'n mensreg, maar hoe maak ons dit 'n werklikheid? Hoe bou ons 'n wêreld waar jou gesondheid nie bepaal word deur jou poskode, jou bankbalans of jou agtergrond nie? Die storie van vaskulêre siekte wys vir ons dat mediese deurbrake alleen nie genoeg is nie, glad nie. Ons het stelsels nodig wat regverdig is en wat daardie deurbrake by almal uitbring. Dis die eintlike uitdaging.